Het jy al ooit stilgestaan en gewonder hoekom 'n alwyn in die Karoo so perfek aard, maar 'n varring glad nie? Wel, vandag kyk ons na daai onsigbare krag, die klimaat, en hoe dit die groen wêreld wat ons elke dag sien, eintlik vorm. Maar voor ons by die plante kom, is hier 'n vinnige maar baie belangrike vraag. As ek vir jou sê dis koud buite vandag, praat ek van die weer of die klimaat? Weet jy regtig wat die verskil is? Reg, kom ons duik dadelik in. Om die natuur se groot plan te verstaan, moet ons eers hierdie twee basiese konsepte mooi uitmekaar hou. So, hier's die groot verskil. Weer is wat jy nou dadelik by jou venster sien gebeur. As jy sê, "Sjoe, vanoggend is dit koud en winderig," dan praat jy van die weer. Klimaat aan die ander kant is die groter prentjie, dis die patroon oor baie jare. So, die feit dat ons verwag dat Kaapstad 'n reënerige winter gaan hê, dit is klimaat. Hier is 'n briljante, super eenvoudige manier om dit te onthou. Weer is wat ons op enige gegeewe dag kry. Dis die oomblik, die hier en nou. En natuurlik, klimaat is wat ons verwag om te kry, gebaseer op jare en jare se data. Dis nogal 'n goeie manier om dit te stel, né? Weer is jou by vir die dag, klimaat is jou persoonlikheid. Nou dat ons die teorie onder die knie het, kom ons maak dit 'n bietjie meer prakties. Ons gaan nou kyk hoe hierdie patrone lyk in 'n spesifieke plek hier in Suid-Afrika. Kom ons vat Johannesburg as ons voorbeeld. Kyk gou hier. Die data wys 'n baie duidelike, voorspelbare patroon. In Januarie, in die hartjie van die somer, is dit warm met baie reën. Maar spring ons vorentoe na Julie, diep in die winter, dan is dit koel en daar's amper geen reën nie. Dis klimaat in aksie. En daar het jy dit, opgesom in 'n notendop. Hierdie voorspelbare siklus, hierdie ritme van koel, droë winters en warm, nat somers is presies wat Johannesburg se klimaat definieer. Dis die reëlboek waar volgens die natuur daar speel. Goed, ons het klimaat nou mooi vas. So hoe lei daai reëlboek dan tot die groen landskappe wat ons sien? Wel, dit bring ons by die tweede deel van ons vergelyking, natuurlike plantegroei. Wat beteken natuurlike plantegroei nou eintlik? Dink daar as die natuur se eie tuin. Dis al die plante, bome en gras wat heeltemal van self daar groei. Perfek aangepas vir die plaaslike omstandighede sonder enige hulp van ons af. Nou wat regtig fascinerend is hoe direk hierdie plante groei aan die klimaat gekoppel is. En Suid-Afrika, ons is ongelooflik ryk aan verskillende soorte plante. Maar, en hier's die belangrike deel, baie van hierdie natuurlike landskappe is vandag vervang deur plase. En dit verander nie net die prentjie nie, dit het groot gevolge vir alles, van dierelewe tot die gesondheid van die grond self. Goed, kom ons gaan kyk nou hoe hierdie skakel in die regte wêreld lyk. Ons gaan nou op 'n vinnige toer deur Suid-Afrika om te sien hoe heeltemal verskillende klimate tot heeltemal unieke plantegroei lei. Ons eerste stop vat ons na die droë, warm streke van die land. Hier, waar water absolute lukse is, moet plante ongelooflik slim wees om te oorleef. Kyk net na vetplante, soos ons bekende alwyn. Hulle het 'n briljante strategie. Hulle stoor water in hulle dik, vleesige blare en stamme, amper soos 'n ingeboude watertank, om die langste droogtes te deurstaan. Nou reis ons na 'n heeltemal ander wêreld, 'n unieke klimaatsone, die winterreënvalgebiede van die suidweste. En hier kry ons fynbos, 'n hele plantkoninkryk op sy eie, en hierdie plante is taai. Hulle is perfek gebou vir nat, koel winters, gevolg deur warm, winderige en selfs vuurgeneigde droë somers. Dis 'n ongelooflike voorbeeld van hoe plante nie net oorleef nie, maar floreer as gevolg van 'n baie spesifieke klimaat. Van droog en winderig spring ons nou na die teenoorgestelde uiterste. Gebiede wat basies die hele jaar deur warm en nat is. En wat gebeur as jy konstante hitte en hoë water het? Wel, dan kry jy woude. En hierdie vogtige toestande skiet hoë bome die lug in, dig op mekaar gepak en vorm daardie loweryke groen landskappe soos die pragtige Tsitsikamma woud. Okay, ons het nou die verskillende stukke van die legkaart gesien. Kom ons sit nou alles bymekaar in 'n gevalle studie van een van Suid-Afrika se mees ikoniese landskappe, die savanne grasvelde. Eerstens, die klimaat. Wat is die reëls van die spel hier? Dis presies daai patroon wat ons vroeër gesien het. Warm, nat somers wat alles laat groei, gevolg deur koue, droë winters wat dikwels ryp bring. So, hoe reageer die plante op daardie klimaat? Wel, in die savanne is gras koning.
Dit groei lank en wellig in die nat somer. Jy sien min bome. En een van die redes is dat gereelde veldbrande in die droë seisoen hulle uitdun. Die resultaat: wye, oop vlaktes. Perfekte weiding vir diere. En hierdie landskap is soveel meer as net mooi. Dis 'n spulpunt van lewe. Ons mense gebruik die ryk grond vir gewasse soos mielies en koring. En natuurlik, dis die tuiste van ons ikoniese natuurlewe. Beskermde wildtuine hier wemel van diere soos kameelperde, buffels en leeu's, en almal van hulle is afhanklik van daardie selfde grasvelde wat deur die klimaat gevorm is. So, ons het gesien hoe klimaat die plante bepaal, wat weer die diere beïnvloed en selfs hoe ons die land gebruik. Alles is in 'n fyn, delikate web aan mekaar geweef. En dit bring ons by 'n laaste, maar baie belangrike vraag. As klimaat die reëls vir die natuur skryf, wat gebeur dan as ons, die mensdom, daardie reëls begin herskryf? Dis iets om oor te dink.